Goeiedag vriende, ons is by dag 3 van ons oordenkings. Niks in hierdie wêreld of in hierdie lewe kan God se liefdesband breek nie. Ek en jy lees verder in Hebreërs 1 vers 3 dat die Here ons gereinig het van ons sondes, sodat ons rein voor God kan wees. Wat beteken om gereinig te wees van sonde? Vriende, dat ek en jy rein gemaak is deur God om in God se geselskap te kan wees. Daarom dat niks in hierdie lewe God se liefdesband met ons kan verbreek nie. Die geloofsgemeenskap in Hebreërs het gewonder of dit die moeite werd is en was om Jesus te volg en in Jesus te glo, want hulle is vervolg. Elke dag in die stede het hulle die tempels van die vrugbaarheidsgode en godinne en die tempels van die genesingsgode gesien en moes hulle kies, wie volg of aanbid ons? Ons word ook vandag oorspoel deur verskillende voorspoedsteologie gebombardeer asof daar kitsantwoorde op alle goed in hierdie lewe is. Of ons net na AI toe kan gaan en ons daar antwoorde oor alles in die lewe kan kry. Die Hebreërskrywer bemoedig ons en herinner ons dat al wat ons nodig het is Christus. Omdat Christus alles wat in hierdie lewe nodig het, kan gelowiges met vrymoedigheid Jesus nader en alles in gebed voor God bekend maak en met smeking en met danksegging. Onthou jy, Jesus ontmoet die blinde Bartimeus in sy plek en in sy omgewing, in sy lewe met 'n uitnodiging, wat kan ek vir jou doen? Jesus vra ook vandag vir jou, wat kan ek vir jou doen? Dat ek en jy in vrymoedigheid na God kan nader met ons diepste hartsverlangens. Jesus is ons reisgenoot in hierdie lewe. Jesus is ons reisgenoot in ons geloof, in ons twyfel, in ons vreugdes en ook in ons trane. Daarom dat die Hebreërskrywer ons aanmoedig om standvastig in die geloof vas te hou en vir Jesus te leef met hoop. Kom ek bid saam met jou. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In die liefde en genade het U ook my hand kom vat. Amen.